Goeiedag aan die Grootbrak familie van geloof en ook vriende. Baie dankie dat jy inskakel by hierdie geleentheid en mag die Here inderdaad vir ons op 'n besondere manier ontmoet. Ons gaan dink oor die koers waarna ons op pad is. Dit is nogal 'n sterk woord, die koers waarna ons op pad is. En die aanpassings wat in 'n mens se koers kan wees. So as 'n mens in jou lewensreis in 'n sekere rigting op pad is, hoe dat 'n mens dan op pad verskillende bane kan kry. Jy kan by 'n vurk van 'n pad kom, jy kan by 'n kruispad kom, jy kan by 'n T-aansluiting kom. En dan is die vraag hoe 'n mens by daai punte eintlik vind dat God ook daar opdaag. En so ek wil saam met julle begin met die woorde wat 'n mens dan nou kry in Genesis 28. Dis wanneer Jakob eintlik sy broer bedrieg het, ook sy familie eintlik, en die eerstgeboorte reg gesteel het. En wanneer sy broer soek om hom eintlik van woede kwaad uit te wis, dan vlug hy. En dan iewers langs die pad, die aand gaan lê hy en hy gaan lê met sy kop op 'n klip. En dan het hy hierdie droom van hemel en aarde wat bymekaar kom met 'n leer. En die op en af beweeg. En dan uiteindelik sê hy, maar hier het hy besef, is dit soos 'n plek waar die Here self is. Die woorde van Genesis 28 vers 16 en 19. Waarlik die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Hy het die plek Bethel genoem. Dis die huis van God. Daar sommer in die veld. Daar gaan die hemel letterlik oop en kom God aan hom verskyn en kom God eintlik vir hom met genade opsoek. Mag dit vandag ook eintlik so 'n plek wees, Bethel, waar jy ook al is. 'n Plek waar God self is en waar God vir ons met genade besoek. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U weet waar ons op pad heen is, dat U ons lewensreis ken en dat U enige plek in ons lewe op 'n besondere manier kan opdaag. En dankie Here dat hierdie ook so 'n geleentheid is. En ontmoet ons dan wanneer ons hier saam is. En saam rondom U woord dink en nadink. Ons vra dit in U naam. Amen. Die Here groet jou, genade en vrede vir jou, van God ons Vader en Christus die Here. Ons teksgedeelte is 'n baie bekende gedeelte. Dit is Handelinge 9. Die boek Handelinge net as agtergrond is 'n boek waarin Lukas dan soort van 'n tweede boek skryf. Eerste oor Christus se lewe en dan sy kruisiging, dan sy opstanding en dan die opstandingsverhale. En dan in Lukas breek daar eintlik 'n hele nuwe wêreld aan. Van hoe hierdie opgestane Christus oral aan mense verskyn. En hoe dat die evangelie van Judea af, van Jerusalem na Judea, na Samaria, na die uithoeke van die wêreld eintlik uitbeweeg. En eintlik hoe dat dit die Heilige Gees is wat eintlik aan die werk is. Maar hy gebruik mense. En onder andere het die Gees van God die plan om 'n sekere persoon met die naam van Saul of Saulus in sy lewenspad te ontmoet en hom in 'n ander rigting te stuur. En daarvan lees ons dan in Handelinge 9. Vers 1. Saulus, wat nog steeds dreigemente en moord teen die disippels van die Here aangeblaas het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat indien hy enige mense opspoor wat aanhangers van die weg is, mans sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Terwyl hy onderweg was en naby Damaskus kom, het 'n lig uit die hemel hom skielik omstraal. En hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom het jy my vervolg?
Of waarom vervolg jy my? En hy het gevra, wie is u Here? En hy antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad en daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die manne wat saam met hom gereis het, het sprakeloos gestaan. Omdat hulle wel die stem gehoor het, maar niemand gesien het nie. Saulus het van die grond af opgestaan en hoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Hulle het hom aan die hand gelei en Damaskus binnengebring. 3 dae lang kon hy nie sien nie, en hy het nie geëet of gedrink nie. En daar was 'n disipel in Damaskus met die naam Ananias. In 'n visioen het die Here vir hom gesê, Ananias, en hy het geantwoord, hier is ek, Here. En toe sê die Here vir hom, maak gereed en gaan na die straat bekend as Reguitstraat en vra in die huis van Judas na iemand uit Tarsus met die naam Saulus. Want kyk, hy is besig om te bid. En het in 'n visioen gesien dat 'n man met die naam Ananias binnekom en hom die hande oplê om hom weer te laat sien. Ananias het geantwoord, Here, ek het by baie mense van hierdie man gehoor en van al die kwaad wat hy die heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hier het hy volmag van die leierpriesters om almal wat u naam aanroep in boeye te slaan. Maar die Here sê vir hom, gaan, want ek het hom uitgekies as 'n instrument om my naam uit te dra na die nasies en na konings en na Israel. En ek sal boonop aan hom toon hoeveel hy terwille van my naam moet ly. Ananias het toe vertrek en die huis binne gegaan en hom die hande opgelê met die woorde, Saul, broer, die Here het my gestuur. Jesus, wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. En dadelik het iets so skille van sy oë afgeval. En hy kon weer sien en het opgestaan en is gedoop. En nadat hy geëet het hy sy krag herwin. Ons het op ons pelgrimstog daar in Vleesbaai vir hom Martin Pau, wat prof in die sendingveld was, in Malawi onder andere gewerk, en toe later in Stellenbosch prof geword het. Ons het hom gevra om ons een keer as 'n groep weg te stuur daar uit Vleesbaai die oggend. En toe sê hy, weet jy, eintlik is die hele Bybel soort van pelgrimsreise. Mense wat op reis is. En dit is iets van 'n geestelike, spirituele karakter, waarby God ook eintlik in hierdie reis betrokke is. Hy sê, jy kan maar dink aan Abraham, jy kan dink aan Moses, en jy kan dink, jy weet, aan Josef, en jy kan dink aan Dawid, en jy kan dink aan Christus, jy kan dink aan Paulus. En hy sê, maar ek wil eintlik vir julle net 'n spesifieke teks gee, en dit is Spreuke 16 vers 9. 'n Mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. Want jy sien die lewensreis waarmee ons besig is eintlik, dis 'n reis wat 'n mens al jou planne het, en jy dink, okay, jy weet, hierdie vakansie gaan ek so en toe en daarna toe, en jy weet, ek gaan hierdie planne maak in terme van my lewe en werk, maar eintlik is daar plekke waar die Here eintlik hierdie reis en die koers van hierdie reis verander in rigtings wat jy nie uitgedink het nie. En hier het ons 2 verhale, die een van Saulus, word ook hier genoem net afkortend Saul, en sy naam verander uiteindelik na Paulus, en sy verhaal, en dan het ons die verhaal van Ananias,
albei ervaar dat hulle in 'n sekere plek van hulle lewe is met 'n sekere koers en rigting. Maar albei ervaar dat hier iets gebeur wat die rigting en koers van hulle hele lewe verander. Ja, want jy sien Paulus, wat dan ook hier eintlik Saulus is. Hy is die ene wat 'n soort van 'n stamboek Jood is, 'n fariseer, 'n wetkenner, vol ywer vir God se saak. En hy het daarom 'n woede teenoor almal wat eintlik daai pad verlaat. En so sy pad waarop hy is baie getrou aan God en soos wat hy die wet verstaan, en enigiemand wat daarmee afwyk wil hy kry en hy wil hulle terugbring op daai pad. Hy wil hulle letterlik boei om terug te kom op sy pad. Maar eintlik in hierdie verhaal besef ons, daar's eintlik net een weg. Die volgelinge van Jesus word genoem die weg. Daar's eintlik net een pad. Dis die pad agter Christus aan. En Paulus is besig om op 'n ander pad te loop. Soort van reg teenoorgestelde rigting. En daarom dan in hierdie Handelinge verhaal, hierdie aangrypende verhaal van hoe dat hierdie God oomblik plaasvind, waarin God hom letterlik 4 voete, 2 voete stop in sy pad, in die verkeerde rigting en koers. En dat hier 'n oomblik gebeur wat sy hele lewe en sy hele koers en rigting verander. Ja, want dis 'n gebeurtenis eerstens waarin daar 'n lig rondom hom skyn. En 'n lig is dan eintlik 'n teken van God se teenwoordigheid, waar ons eintlik in die donker letterlik op pad is. En nie weet nie, as ons wegbeweeg van Christus, kom die lig van Christus en skyn oor hom. Daar gebeur ook meer as dit. Dit is ook 'n geleentheid waar hy letterlik van sy voete afgeslaan word. In die Rooms-Katolieke tradisie is daar skilderye gemaak wat dink dat hierdie 216 km van Jerusalem af na Damaskus toe deur iemand soos hy wat 'n fariseer was, te perd afgelees sou word. En hulle wys dan hoe dat hy van die perd afval in die skilderye. Die gereformeerdes het gesê nee, hy was te voet. En hulle die skilderye wat uit gereformeerde tradisie kom, wys eintlik net hoe dat hy omgeslaan is en kyk na hierdie lig wat oor hom skyn. Maar in hierdie gebeur dit ook dat daar 'n stem na hom toe kom. Nou, liewe vriende, ek weet nie altyd hoe daai stem presies werk nie. En hoe die Here eintlik met 'n mens praat nog vandag byvoorbeeld nie. Want hy praat soms deur die skrif, soms deur mense, soms deur 'n droom, soms op ander maniere. Hier was dit 'n helder lig, Paulus van sy voete af, 'n stem wat met hom praat en vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En dis die stem wat hy hoor en waarop hy reageer. En dan die vraag, wie is u Here? En dan die volgende is dat hy eintlik met blindheid geslaan word. En die vraag is, hoekom hy dan in hierdie situasie met blindheid geslaan word? Want vir 3 dae kan hy nie sien nie, hy eet nie en hy drink nie en sy hele lewe is omgekeer. Hy moet letterlik van daar af gelei word deur die ander persone wat saam met hom is na Damaskus toe. Ja, partykeer is 'n mens in 'n sekere rigting op pad. En dan is dit asof die Here jou daar voorkeer, of op 'n T-aansluiting, of op 'n kruispad, en eintlik vir jou mooi laat verstaan, nee, wag. Jy is op 'n verkeerde pad. Dis nie die pad wat ek vir jou het nie. En hierdie omkeer wat plaasvind, hierdie groot bekering wat plaasvind,
hierdie geweldige ingrypende God oomblik waarin jou hele rigting van jou lewe verander. En dis Paulus. Ons het pas in die afgelope weke die dood van Paus Franciscus gehoor en van kennis geneem. En in die fliek The Two Popes sien 'n mens hierdie verhaal van hierdie ou paus en hoe hy groot geword het as 'n arm gewone kind in Argentinië en dan verder hoe dat hy eintlik verlief geraak het op 'n meisie en op pad was na haar toe om vir haar te vra om met hom te trou met die ring in sy hand. En dan stap hy by 'n kerk verby. En hy hoor die klokke lui en hy hoor mense sing. En hy gaan binne in die kerk in. En dan wanneer hy binne die kerk is, dan ervaar hy hierdie stem van God wat hom roep. En wanneer hy daar uitstap, dan weet hy dat die Here hom op 'n totale ander pad gevat het. Die pad om homself totaal en al net aan God te wy. En dan moet hy ongelukkig vir hierdie geliefde van hom sê, hy kan nie meer saam met haar op pad stap nie. En wat 'n geweldige verskil was dit nie in sy lewe nie. 'n Lewe van diens vir arme mense en vir gewone mense. En waar hy soort van die sagte kant van God se genade op 'n manier in die Rooms-Katolieke Kerk en deur die kerk vir die wêreld gewys het. Die paus wat gesê het, God is 'n God wat lag en wat smile. Maar iewers was daar 'n God oomblik. Ek wonder watter God oomblikke jy kan aandink. Selfs hierdie kan 'n God oomblik wees. Waar daar 'n draai kan plaasvind. Wat 'n groot verskil kan maak in jou lewe. Waarin jy besef, maar hierdie Christus is die een wat eintlik hier aan my verskyn en met my praat. Maar dit is tog wel interessant dat hy dan sprakeloos raak. Dat hy stom word. En blind, wel ek sien nou stom, maar eintlik nie stom nie, blind word. Hy kan nie sien nie. Later word gesê daar so skille van sy wat oor sy oë was. Die vertaling daarvan is dat dit eintlik soos 'n sweer was wat op sy oë was. En dat hy letterlik met blindheid geslaan is. En dan kom die tweede verhaal, die verhaal van Ananias. Ananias, al wat van hom gesê word is dat hy 'n disipel was. Dat hy 'n volgeling van Christus was. Ananias was deel van die geloofsgemeenskap daar in die omgewing van Damaskus. En dit is God wat ook in 'n visioen, op een of ander manier, 'n openbaring vir hom gee. En vir hom sê, jy moet die pad vat na Paulus toe. En hy sê, nee, wag. Ek is op pad weg van hierdie Jood af, want ek het gehoor van hom. Ek het gehoor dat hy by mense, het ek gehoor dat hy baie kwaad stook teen die Christene, en dat hy mense boei en hulle Jerusalem toe terugvat. En ek is nie op daai pad nie, ek is op pad weg van Saulus af. En God verskyn in sy pad, en maak net daai koersaanpassing, om te sê, nee, gaan Damaskus toe, en gaan na hierdie huis toe, reguit straat, dit is 'n lang straat, 1,5 kilometer, dwars deur Damaskus, en daar gaan jy 'n spesifieke huis kry, en ek gaan klaar vir Paulus voorberei, dat jy kom. Jy sien, Ananias se kop moes ook gedraai word, sy koers moes ook verander word, van vrees, van vlug, van ons met onsself veilig hou, na 'n plek toe van, ek is op pad agter Christus aan, waarheen hy my ook al lei. En dan speel Ananias 'n reuse rol in die hele geskiedenis van die groei van die Christelike kerk.
Want dit is Ananias, wat wanneer hy dan daar opdaag by Paulus, klaar 'n koersverandering in sy hele denke, 'n verandering van sy kop en sy manier waarop hy na Saulus gekyk het, klaar ondergaan het. Want wanneer hy hom groet, dan sê hy vir hom, Saul, broer, die Here het my gestuur. Sien, Ananias, dis nie net sy rigting wat verander het Damaskus toe en na Paulus toe, maar sy hart het ook verander. Hy het skielik iemand geword wat hart het wat oop is vir die mense na wie toe God hom stuur. En dan doen hy 3 groot dinge. Hy moet vir Paulus die hande oplê. En in die handoplegging gebeur daar ook dan 3 groot dinge daarna. Die een is, deur die handoplegging word Paulus se duisternis, 'n manier van kyk na die wêreld en hoe hy alles gesien het, daai skille val dan van sy oë af. So Ananias speel hierdie rol dat Paulus waarskynlik in hierdie 3 dae moes nadink oor wat is die regte pad. En dat Christus eintlik die regte pad is. En hy moes anders kyk na Christus. En is asof Ananias deur sy handoplegging, deur sy groet van hom, dat hy die fasiliteerder word, daarvan dat Paulus genees, en dat hy kan sien, en dat hy die weg kan sien, en dat hy Christus kan sien. Dan is Ananias ook die instrument, wat deur die handoplegging ook vir hom bid en dat hy die Heilige Gees ontvang en deur die Heilige Gees vervul word. Want Christus en die Heilige Gees gaan saam. So hier word Paulus op 'n besondere manier met die Heilige Gees vervul deur die bediening van Ananias. En daarom word hy ook gedoop as 'n inlywing in hierdie nuwe weg agter Christus aan. Jy sien, Ananias kon in sy huis bly sit het en sê, nee Here, ek wil niks met Paulus te doen hê nie. Daar is eintlik die woord Saulus nog op daai stadium. Ek wil niks met Saulus te doen hê nie, ek is bang. Maar God moes letterlik die koers van vrees en ek wil wegbly, moes hy verander, deur vir hom 'n visioen te gee en vir hom te sê, en met hom te praat, en vir hom te sê, dis die pad wat jy moet gaan. En Ananias word 'n ongelooflike instrument, want jy sien daarna, is dit Paulus wat 'n pad kies, van hom dadelik Christus te verkondig. En dan uiteindelik Jerusalem toe te gaan. En dan uiteindelik van Jerusalem af uitgestuur word met 1 sendingreis, met 2 sendingreis, met 'n 3de sendingreis. En wat eintlik die evangelie en die hele res van die Handelinge verhaal, word 'n verhaal van hoe dat Paulus die ene word wat die evangelie dwars oor die wêreld tot in Rome uitdra. Al het dit sy lewe gekos. Nee? So, miskien is jy Ananias. Miskien moet jy ook net oop wees dat God op maniere met jou kom praat. Dat hy dalk net sê, maar hierdie rigting wat jy in jou kop en in jou hart koester van vrees en bang wees vir mense en ek gaan nie met hierdie ouens te doen hê nie, dat God net so bietjie van 'n koersaanpassing maak. Dat as hy vir jou sê, gaan, want ek stuur jou, dat jy sal gaan. In die rigting waaraan Christus jou lei. Miskien het jy nodig om soos Saulus te ervaar dat daar 'n God oomblik is in jou lewe, waarin God soort van jou by 'n kruispunt kry of by 'n stopstraat, by 'n rooi lig. En waar hierdie God verskyning, hierdie God oomblik eintlik vir jou laat besef,
hierdie pad waarop ek is my eie pad. Dis my pad van woede en kwaad en vervolging. Dis nie die weg nie. En dat jy ook ervaar dat God deur sy Gees jou op 'n nuwe pad neem. Die pad agter Christus aan. Ja, ek dink dat 'n mens waarskynlik sal kan sê dat die storie van Anne Sullivan 'n storie is wat ook vir 'n mens sê hoe dat die Here jou baie keer roep na eenvoudige koersveranderings. Die verhaal word nou in Afrikaans opgevoer van Anne en Helen. En dit is hierdie verhaal van hoe dat Anne Sullivan ook maar haar eie storie gehad het en haar eie aggressie en probleme gehad het. Nou het sy gevra is om betrokke te raak by Helen, wat Helen Keller is, wat blind was en doof. En dus eintlik nie kon praat nie. En hoe dat sy haar geleer het om te kon voel en ervaar en te kon lees later en te kon intelligent optree en uiteindelik 'n geweldige groot rol gespeel het en boeke geskryf het. Miskien is dit jy wat gelei word om iemand hande op te lê en net vir iemand te bedien met Christus. Of miskien is jy die persoon wat soos die ou paus 'n totaal nuwe pad moet kies. Ek wil graag sluit met 2 opmerkings. Die een is Eugene Peterson se opmerking oor die opgestane Christus. En dan sê hy, Christ plays in 10,000 places. Die lewende Christus is oral aan die gang. En ek en jy moet soort van net heeltyd bewus wees dat hy ook in ons lewens, in ons pad kan verskyn. En ons moet oop wees vir sy stem. En ons oë moet oop wees om hom raak te sien. Die skille moet van ons oë soort van afval. En dan wil ek daarmee saam ook dink aan die woorde van Handelinge 2 vers 28, waar daar staan, U het my die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my met vreugde vul. Kom ons sluit met die gebed van 'n reisiger van Connie de Villiers. Sny vir my, o Heer, 'n wandelstok of 2, uit die woud by Tsitsikamma en loop dan met my mee. Oor die vlaktes van die Groot Karoo, oor die berge van Natal, langs die kus af tot by Vleesbaai, tot by die groen van Riversdal. Brand die hemel van die Vrystaat in my hart se dagboek in. Laat my nooit die lig vergeet nie, wat aan die horison begin. En Heer, is dit dieselfde son, wat by my reis se einde skyn, behou die mens steeds die reuk van reën, as jou geheue dalk sou kwyn. En dan eindig hy met die woorde wat ons ook kan vra, laat die sterre dus my kompas wees, en laat U steeds my ware noord wees, en laat elke voetstap van my reis, o Heer, lei elke voetstap van my reis, o Heer, want dit is soos dit hoort. Kom ons bid, en dank die Here saam. Here, baie dankie, dat U vir ons inderdaad U genade gee in oorvloed, en dat U aan ons verskyn, en dat daar God oomblikke oral in ons lewe is. En dankie Here dat U vandag ook weer deur hierdie teks die koers van ons lewe wil verander, of dalk net 'n klein bietjie verander, of dalk dramaties wil verander, sodat ons agter die weg, agter die Christus sal aanstap. Lei ons dan so, o Gees van God. Amen. Die Here stuur U uit ook, met die wete dat jou lewensreis 'n reis kan wees waarna hy inderdaad saam met jou gaan. En dat hy self teenwoordig sal wees om soort van 'n gids te wees wat jou die pad wys. Ons stuur mense op ons pelgrimstogte met 'n app, die Komoot app. En as die mense 'n bietjie afdwaal van die pad, dan help die app hulle om weer terug te kom.
God is soort van so 'n gids. En sy seun sê eintlik dat hy saam met ons sal gaan. Want die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid en leiding en gids wees van die Heilige Gees sal met jou wees. Amen. Kom ons kyk na die afkondigings van die NG Kerk Groot Brakrivier vir die week 11 tot 18 Mei 2025. Sondag 11 Mei 2025. Die teks kom uit Handelinge 9 vers 1 tot 19. Die tema is koersaanpassings. Die prediker is Dr. Gerry van Deventer. Dit is Moedersdag, daar is katedese en daar is 'n spesiale offer vir Ramot by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens en almal is welkom. Die Groenkloof preek om 10:00 word ook gelei deur Dr. Gerry van Deventer. Woensdag 14 Mei is daar 'n blokbyeenkoms. Dit is om 6:00 in blok 9B. Dit is vogelsang tot duinelaagte. Dit is by Chris en Anne Pretorius in Heuwelsig 10. Kontak gerus vir Anne by 082 565 1868. Daar is 'n kooroefening. Dit is by die orgel om 4:15. Kontak gerus vir Marida by 082 471 0751 en alle belangstellendes is welkom. Sondag 18 Mei is die prediker Dominee Dani Goosen. Daar is katedese. Daar is 'n spesiale offer vir arbeidsbediening by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens en almal is welkom. Die Groenkloof preek om 10:00 is digitaal. Neem asseblief kennis. Ons herinner u dat die eredienstye skuif na 10:00 tydens die maande Junie, Julie en Augustus. Die gebedsgidse vir Mei 2025 is beskikbaar in die voorportaal. Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, kerkbode en gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar. Nuwe lidmate. Ons nooi nuwe lidmate om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom, waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi, sodat ons u vinnig kan leer ken. Lidmaatbesoeke, Dominee Dani besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Bestaande lidmate wat 'n besoek verlang, kan ook gerus die kerkkantoor kontak of kom inloer om 'n afspraak te maak. Hulle is oop Maandag, Woensdae en Vrydag tussen 8:30 en 12:30. Wat die bedieninge betref, die omgeebediening. Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak die kerkraadslid of die kerkkantoor. En ons sal gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas, soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos en dan ook seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. Indien u by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak gerus vir Corrie Pieters by 082 327 9527. Die getuienisbediening wat die Wolwedans boodskap sop en brood projek betref. Ons nooi die gemeente om weer deel te neem aan die projek om 'n bemoedigende boodskap, 2 liter sop en 'n brood te voorsien aan 105 gesinne elke tweede week. Die verdere uitreikdatums vir die tweede kwartaal is 21 Mei en 14 en 18 Junie. Die behoeftes vir die getuienisprojekte, daar is 'n deurlopende behoefte aan wol, materiale, gare, borduurgare, linne en gebreekte keramiek of porselein. Hulle gebruik dit vir mosaïekprojekte en ons bedank u by voorbaat vir die deelname. Die ondersteuningsgroep.
Dis 'n klompie toegewyde lidmate wat maandeliks bymekaar kom, by mekaar leer en vir mekaar ondersteuning bied. Die doel is om uit te gaan as geroepenis na mense in ons gemeente en om na die gemeenskap uit te reik. Hulle doen dit deur rygeleenthede vir dokterafsprake, hospitaalbesoeke en dies meer, hulp met inkopies, ondersteuning deur daar te wees tydens moeilike omstandighede en om uit te reik na die mense om die toenemende probleem van alleenwees en eensaamheid te verlig. Kontak gerus vir Rihanna Breers by 081 039 8853 of Riet Jansen van Rensburg by 082 928 9625. Wat die aktiwiteite betref, Vrydag 20 Junie 2025 gaan ons vir Magda Lou daar hê met 'n les in letterkunde. En dit is een van die 5 bestes in haar kategorie by die KAK&K gewees. Die plek is die kerksaal, die tyd is 18:30, die koste is R180 per persoon en onthou daar's beperkte sitplekke, kaartjies is by die kerkkantoor beskikbaar. Vrydag 20 Junie 6:30. Verdere aktiwiteite, daar is 'n bloedskenkgeleentheid op donderdag 22 Mei. Dis vanaf 2:00 tot 7:00 in die kerksaal. Daar is 'n dringende versoek vir bloedskenkers want die voorrade is baie laag. Kontak gerus vir Christo Smit by 083 447 9891. FEBA Radio SA. Hierdie week bid FEBA vir moeders wêreldwyd. En ek lees uit Spreuke 31 vers 31. Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen. Laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte. So die gebed vir die week is, ons bid dat FEBA se programme elke ma die nodige wysheid sal gee om haar huis op die rots te bou en tot seën vir haar kinders te wees. Kom ons kyk na die webwerf van die dit is nggrootbrak.co.za. Dit sal 11 Mei 2025 beskikbaar wees. Eerstens die erediensbediening. Die skakel na die YouTube erediens van 11 Mei, gelei deur Dr. Gerry van Deventer is beskikbaar. Tweedens die getuienisbediening, die jongste nuus van Maria Alena se verdere behandeling. Mei 2025, dit is Michelle se dogter, is op die webtuiste. Derdens die Bybelstudiereeks. Daar is die Mei skep asem vir vandag, dit is vroegoggend elke dag se padkos. En ook die weeklikse stof tot nadenke met die tema keuses. Daar is ook gemeentenuus. Daar is 'n kort oorsig toegelig met foto's van die gemeentefees van 3 Mei. Dit kan gevind word op die webtuiste. En die afkondigings word ook op die webwerf geplaas. Ons leraars is Dominee Dani Goosen en Dominee Shanay Viljoen. Ons webwerfadres is nggrootbrak.co.za. En ons dankie vir die volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.